Ja, ons het so lekker gesing aan daai Zulu woorde, so laat ek aangaan daarmee. Sanibona, Kunjani, Ngiyatabula ukukwazi. Dit is vir my so lekker om saam met julle hier te kan wees. Ek groet jou in die naam van Jesus. Hier's 'n klomp besoekers vanmôre, julle is baie welkom. En die wat nou al deel is van die gemeente, julle is ook welkom. Ek glo dat die Heilige Gees iets voorberei het vir ons vanoggend en dat ons lekker gaan kuier soms so rondom die woord van God. Ek gaan 'n bietjie so 2 Sondae vat om te praat oor die eindtyd. Maar julle hoef nou nie die deur oop te maak en weg te hardloop nie. Ek gaan nie die goeters wat op YouTube gepraat word oor die eindtyd met jou gesels nie. Maar daar's dieper dinge oor die eindtyd. En ek wil 'n bietjie gesels oor wat is God die Vader se beloftes vir jou en my oor die eindtyd. Want daar's 'n klomp beloftes. En wat is dit wat ek en jy moet vat uit daai beloftes uit om te kan staande bly in die tye wat voor lê? So ek gaan vandag 'n bietjie gesels oor 'n baie belangrike ding, oor jou identiteit in die Vader. Want as jy nie weet wat jou identiteit is nie, hoe wil jy dan gaan staan as al hierdie goeders gaan begin gebeur? En so 'n bietjie kyk na die beloftes van die Vader, die beloftes hoe dit oorloop in die Nuwe Testament uit. En ons skriflesing kom vandag uit Genesis 12, en ek is seker daarvan julle almal ken dit nou al uit julle koppe uit. Want daar's belangrike goeders wat daar is. Maar kom ek praat net eers bietjie voor ons hierdie teks gaan lees, en verskoon my, ek gaan nou vanmôre 'n bietjie rondspring. Ek wil hierdie teks gebruik as 'n anker vir jou lewe, om te sien presies hoe God kom werk. Maar kom ons gesels eers 'n bietjie net oor jou identiteit. Waarin het jy jou identiteit vasgemaak? Want in Genesis lees ons, dat God het gesê, kom ons maak die mens. Ons maak die mens na God se beeld. En hy het die mens gemaak na God se beeld. Maar waarin lê jou identiteit? Is jou identiteit in dit wat jy geërf het? Is jou identiteit in jou posisie wat jy in jou werk beklee, die posisie wat jy hier in die gemeente het, of in die kerk het? Is jou posisie geanker in hierdie kerkgebou? Want die kerkgebou is vir ons baie belangrik. Dis die plek waar ons by mekaar kom. Waar is jou identiteit? Nou ek wil vanmôre vir jou iets wys. Ek het hier is 'n baksteen, maar gaan niemand gooi nie. Ek wil vir jou vra vanmôre, wat is die verskil tussen hierdie baksteen en Tinus? Of wat is die verskil tussen jou en hierdie baksteen? Jy sien, maar toe God vir Adam geskape het hy klei uit die grond uitgehaal en hy het water gebruik en hy het daai klei gevat om vir Adam te maak. Hierdie baksteen is klei uit die grond uit, is water wat gebruik is om hierdie baksteen te maak. Hierdie baksteen is in 'n vuuroond gesit. Hy's baie warm gemaak, hy's hard gemaak. Maar sy naam is baksteen. Wat het die Here met my en jou gedoen? Wat het hy met my en jou gedoen? Hy het sy asem, hy het sy Heilige Gees in my en jou gesit, en ons het begin lewe. Jy sien hierdie baksteen, hierdie klei, is 'n dooie stuk ding, waarmee hierdie gebou is. Hier's niks heilig aan hierdie nie. Die heiligheid van God het in jou gekom, daai oomblik, toe die Heilige Gees, die krag van God, sy asem, vir Adam laat lewe het. En dis waar my en jou identiteit moet wees, in die een wat ons geskep het. Jy kan nie jou identiteit koppel aan enige iets anderster nie, jy gaan nie staande bly nie. Jy sien, want as ek sê, ek het hierdie posisie,
Dis my posisie. Julle moet net weet, ek staan nie in preek vanmôre, dis my posisie. Nee. Ek het net een posisie, en dis my posisie in Christus. Want daar was 'n dag in my lewe wat ek voor hom moes gestaan het en gesê het, Here, ek is so jammer oor die goed wat in my lewe gebeur het. Ek het al 3 keer drome gehad waar Jesus aan my, of waar ek in die teenwoordigheid van Jesus was. Die eerste een. Dis 'n gebou, ek het laas in die gebou gestaan en die Here het met my gepraat. Ek weet tot vandag toe nie wat hy met my gepraat het nie. Maar hy het begin hemel toe opvaar, soos wat hy die eerste keer opgevaar het, en ek het gekyk, hoe vaar hierdie Jesus op, en ek het, Here, en ek het in die droom gesien, hy kyk net na my. Want daar is soveel hartseer in sy oë gewees, ek sal dit nooit vergeet nie. Want weet julle wat, terwyl ek hom gesien in die droom, gesien opvaar het ek in die droom geweet net, Martinus Pretorius, jou aanbidding vir die ware God is so vals. Want ek was in die kerk gewees. Ek was hoof van die Sondagskool. Ek was hoof van die kinderkerk. Ek was in posisies gewees, maar ek het nie posisie by die Here gehad. Ek het wakker geword uit daai droom uit, en ek het myself stikkend gebreek voor die Here, sê Here, hier is ek. En dit was nie lank daarna nie, toe ek my ontmoeting met die Heilige Gees gehad het, en die Heilige Gees my opdrag gegee het vir my bediening. Waar is jou identiteit vanoggend? Nou kom ons kyk. Ek gaan nie die hele hoofstuk 12, Genesis 12 lees nie. Die Here gee opdrag vir Abraham, en sê, Abraham, vat jou vrou en jou kinders, en wat jy nog het nie, in jou besittings, en trek. Ek sal vir jou wys, waarna toe jy gaan, want ek wil jou 'n groot nasie maak. Ek wil jou seën, sodat jy 'n ander seën vir ander kan wees. En Abraham het al sy besittings bymekaar gemaak, Sarah, Lot, en het getrek. En dan vers 6. Ek gaan net vers 6 en 7, 8 lees vanmôre. Abraham het deur die land getrek, hy het getrek, weg van sy pa se huis af, weg van alles wat bekend is. En hy het by die plek van Sichem gekom, by die vlakte van Moreh. En die volgende sinnetjie, die Kanaaniete was reeds daar. Toe verskyn die Here aan Abraham en sê vir hom, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. En Abraham het 'n altaar gebou, en hy het God gedien, en hy het daarna na Bet-El getrek. Bet-El is omtrent so 25 kilometer, 20-25 kilometer van hierdie plek waar hy ontmoet het. God kom, en hy gee 'n opdrag. Gaan. Ek gaan dit 'n speelbeeld hou vanmôre van die Nuwe Testament ook saam met hierdie. Abraham kry hierdie opdrag, gaan. Jesus gee vir die apostels 'n opdrag, gaan. Abraham, gaan na die plek waar ek jou sal stuur. Die disippels gaan verkondig die woord in die wêreld. So daar's 'n opdrag, en daar's 'n plek, en daar's 'n tyd ook gekoppel aan. Abraham maak klaar en trek. Wanneer jy klaar voorbereidings gemaak het vir die trek dan. In die Nuwe Testament, die opdrag begin met die uitstorting van die Heilige Gees in die werk wat die apostels moet doen om uit te gaan, om 'n verskil te gaan maak, om die evangelie van Christus te gaan verkondig. Met Abraham
daar kom 'n ontmoeting met die Here. Daar vind 'n ontmoeting plaas, waar God met hom praat, en vir hom 'n belofte gee. Abraham gee vir jou 'n belofte, dit wat jy hier sien, dit word julle sin, want ek is julle God. Jesus praat met sy apostels, hy sê, julle gaan werk doen, julle gaan groter werk as ek doen. En wat is die belofte? Die belofte van die Vader is, dat die Heilige Gees sal kom om julle te lei, dat die Heilige Gees sal kom om vir julle krag te gee, vir dit wat julle moet doen. Abraham, toe God met hom praat, bou hy hierdie altaar, en hy dien, of hy aanbid die Here, maar hy doen dit om te sê, ek het die Here ontmoet. Ek het 'n ontmoeting met hom gehad, en hy aanvaar op hierdie plek, aanvaar hy die belofte wat God vir hom gegee het. Want hier kom God op hierdie plek, kom maak hy die identiteit van die volk vas. Nou kom ek vertel julle gou-gou wat het alles by hierdie plek gebeur. Julle sal agterkom, ek het nie gepraat van die boom nie, want baie van die vertalings sit daar 'n eikeboom in, en baie vertalings sit 'n terebintboom in, en al die preke gaan rondom hierdie boom, en dit gaan nie rondom wat God kom vestig het nie, want hierdie boom wat daar was 'n groot boom gewees. Die boom was bekend gewees in die land. En daar's van die Joodse geskiedskrywers in Jesus se tyd wat van die boom praat. So die boom was baie oud en hy was baie lank dan. So wat het hier gebeur? In die teks lees ons, die Kanaaniete was reeds daar. Die Kanaaniete was reeds daar. Wat beteken dit? Hierdie boom was een van die Kanaaniete se gode gewees. Hulle het hierdie boom aanbid. 'n terebintboom maak sulke rooi blomme. Hulle het hierdie boom aanbid, en hulle het hulle kinders geoffer onder hierdie boom, vir hierdie boom. So hierdie plek waar Abraham kom stil staan het, hierdie plek waar Abraham 'n ontmoeting met God gehad het, was 'n plek van afgode diens. En wat maak God? Julle moet luister môre wat hy doen, want hy wil dit in my lewe ook kom doen. God maak van 'n plek van afgode diens, maak hy 'n plek van 'n goddelike belofte. Hy kom na hierdie plek toe, en by hierdie plek, daar waar jy is, waar jy deur goed werk in jou lewe, waar goed met jou gebeur, daar kom die Here en hy kom gee vir jou 'n belofte, dat hy jou uit daai ding uit sal haal. Hierdie plek, Abraham sy tent, hy het so bietjie weggetrek, sy tent uit daar gaan sit, want die was nie water nie. Hy het in die berg opgegaan, hy het sy tent op die berg gaan sit. Abraham gaan Egipte toe, maar daar's 'n hongersnood. Hulle kom weer terug na dieselfde plek toe, soos sy kind gebore word. Dis waar Jakob uiteindelik gebore word. Jakob koop nog ekstra grond, hy betaal vir die grond, daarso. Jakob maak 'n put. En dis van hierdie plek af, Sechem omgewing, waar Josef uiteindelik verkoop word en teruggaan Egipte toe, en sy nasate, sy pa en sy broers, almal terug ook Egipte toe, waar God vir hulle 'n volk maak, en hy bring hulle terug, weer na hierdie plek toe. En Jesus praat met die Samaritaanse vrou, hierso. God kom maak 'n plek vas in jou lewe. Hy kom gee vir jou identiteit, nie net in jou oor wie jy is nie, maar hy kom gee vir jou 'n identiteit. Julle wat sit vanmôre, hier's van julle wat besoekers is, maar hier's 'n klomp van julle wat julle vasgemaak het in hierdie gemeente. Dis waar julle kom om Sondag God te aanbid. Jy aanbid by jou tempel, by jou eie huis, in die week aanbid jy God. Maar God het hierdie plek vasgemaak. En ek glo dat hierdie omgewing gaan nog vorentoe 'n groot rol speel, want weet julle waar hierdie plek is, in vandag se tyd, dis in die, ek gaan nou die Engels sê, die West Bank, is in die Wesbank, dis waar die Palestynë nou is. Want toe Joshua hulle in die land ingekom het, God gesê, vernietig al die stede, hier,
In hierdie omgewing het hulle dit nie gedoen nie. Hulle het daai stad gelos. Hulle het die mense oorwin, maar hulle het die stad gelos. Wanneer ek en jy 'n pad met die Here stap, gaan hy kom om vir jou 'n opdrag te gee. Hy gaan vir jou sê, dis wat ek wil hê jy moet doen. Dis die plek waar ek wil hê jy moet wees. Dis die ding wat jy wil hê, ek wil hê jy moet doen. Want dis belangrik dat ons weet, elke stukkie van die goed wat in ons lewe gebeur, dat God bewus is daarvan. Ek wil terug aan Genesis toe, want is net so belangrik vir die eindtyd. Genesis 3, Adam en Eva sondig. Satan is daar by hulle, sê nie aan, alright, julle kan maar hierdie vrug eet, moenie worry nie. En God roep uit, Adam, waar is jy? En Adam en Eva kruip weg. En God kom na hulle toe. En hy praat met hulle, en daar's beskuldigings heen en weer. En dan gee God 'n ongelooflike groot belofte, wat ons baie keer miskyk, wat hy regtig daar vir ons sê. Want dis die belofte wat hy sê, vrou, jou saad, Satan, jou saad, en 'n kop vir morsel, en 'n hakskeen byt. En die teoloë, almal van ons, vat hierdie belofte, dat dit 'n belofte is vir Jesus, wat gaan kom, om ons sondes van ons weg te vat. Om God se straf vir die sonde te kom vat. Maar nou wil ek 'n ander teksgedeelte bysit, by hierdie Genesis 3. Jesaja 46 vers 10. Waar God 'n verklaring maak. Ek is julle God, wat die einde bepaal van die begin af. Ek bepaal die einde van die begin af. God het daar in die paradys waar hy met Adam en Eva gepraat het. En waar Satan die vermetelheid gehad het dat hy ook nog daar was, want God het hom direk aangespreek. So hy het nie eens weggekruip nie, hy het net daar gestaan. Kom God en hy sê, ek gee vir julle hierdie belofte. Jesus kom, ek gee hierdie belofte. Dis 'n belofte vir die eindtyd. Jy sien wat ons ook doen. Ons vat hierdie belofte en ons maak dit van toepassing op Jesus, wat wel die geval is. Maar wat het Jesus kom doen aan die kruis? Want as preek na preek na preek, wat kom sê, Jesus het aan die kruis vir Satan vernietig, en dit is ongelukkig nie so nie. Wat het Jesus kom doen? Daar's twee goed wat hy op aarde kom doen het, en dit is 'n voorbereiding vir die eindtyd. Jesus het gekom om God se straf van my en jou sonde op hom te neem. God het sy wraak op Jesus uitgegiet, sodat ek en jy kan teruggaan na God toe. En Jesus was hel toe gewees om die dood te oorwin. Want wat Satan gedoen het in die paradys, het lewe weggevat. Jesus het dit kom herstel. Maar daar kom 'n dag aan die eindtyd, waar Jesus terugkom, waar hierdie oorlog tussen die 'n geestelike oorlog, 'n fisiese oorlog ook, wat geëindig gaan word. Daar is 'n dag wat gaan kom, wat Jesus vir Satan totaal gaan verslaan, wat Satan gaan hel toe gaan. Maar tot nou toe, is hy nog hier. Daai boom, daai afgodsboom staan nog lewensgroot vandag in die gees in die wêreld. Want mense is nog steeds besig, party om fisies vir Satan te aanbid, party aanbid nie die Here nie. Dit beteken dat hulle 'n keuse gemaak het weg van die Here af. Wat is jou keuse in jou lewe? Jy sien, want
Wat gebeur in die Nuwe Testament? Ons kry daai belofte van die Heilige Gees en Jesus sê pertinent vir sy apostels en vir die disippels almal, gaan wag eers. Want in die Ou Testament moes God gekom het en daar by die boom het hy die karakter van die plek het hy verander. Die karakter van Abraham het hy gevestig om te sê ek gee die land vir julle, julle is my volk, julle moet my dien. Die Heilige Gees kom en ons word gedoop met die Heilige Gees. Die apostels was daar gewees met die uitstorting van die Heilige Gees. Petrus begin bedien, en hulle begin bedien daarna. En ek en jy het dieselfde ding. Die Heilige Gees kom oor ons. Ons word gedoop met die Heilige Gees sodat ons getuies kan wees. Weet julle hoekom het God die volk van Israel uitgekies? Hy het 'n volk uitgekies om in die Ou Testamentiese tyd 'n getuie te wees oor die grootheid van God. Hulle moes getuie gewees het tussen al die ander nasies. En ek en jy is geroep om binne met die krag van die Heilige Gees 'n getuie te wees. Om uit te gaan. En wanneer mense jou raak sien hulle jou karakter raak, sien hulle jou identiteit raak, hulle sien, wow, okay, wat is anders in hierdie persoon? Want die Heilige Gees, daai oomblik wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees, kry jy nie net jou taal nie, jy kry nie net die gawes nie. Jy kry 'n nuwe identiteit. Jou karakter word weer verander deur die Heilige Gees. Hy transformeer jou terug na Genesis 1 toe, waar God gesê het, kom, ek maak mense in my beeld. Jy kan slegs teruggaan na die beeld van God, deur die werking van die Heilige Gees in jou lewe, en jy moet hom toelaat om dit te doen. Ja, Here, dankie, ek vat hierdie land. Dankie Heilige Gees, hier is ek. Ons het dit gesing vanmôre. Kom vul my Heilige Gees, kom verander my Heilige Gees. Abraham bou daar 'n altaar. Die van julle wat belangstel in argeologie, daar's 2 of 3 baie mooi video's wat gaan oor hierdie plek Shechem. Daar op die plek is daar op 'n stadium 'n kerk gebou gewees deur Christene. Toe kom die moslems en hulle bou hulle kerk bo op dit. En toe is daar weer die Romeine het ook nog hulle goeders bo op dit kom bou. Maar die argeoloog het teruggegaan, hulle het hierdie plek gekry. Net fondasies wat daar's nog so 'n stukkie van Abraham se altaar ook daar. Mense ry in die straat verby by daai plek, niemand weet wat daar gebeur het. Weet mense wat met jou gebeur het toe jy gevul is met die Heilige Gees? Kan hulle sien wat aangaan in jou lewe? God se belofte het waar geword. Daar het 'n nasie ontstaan, hulle het die land ingeneem. Dit is eintlik groter as Israel vandag is net. Die geografiese gebied was nog groter geweest. Wat is die geografiese gebied? Wat is jou grondgebied wat God vir jou gegee het? Waar het hy jou kom plaas om vir hom te werk? Jy sien, want soos Abraham daai altaar gebou het en 'n offer aan die Here gebring het. Wat is die offer wat ons as kerk moet bring? Dit kan nie gaan oor 'n baksteen gebou nie. Ek en jy is die kerk wat Jesus begin het. Wat sien die mense in hierdie kerk? Sien die mense dat ons saam in eenheid 'n God dien, die God wat ons geskep het om te dien. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid uit ons verhouding uit met die Here om
aan te gaan om te worship, om te dien, om te bedien, om God te eer. Om toe te laat dat die Heilige Gees se krag deur ons werk. Om toe te laat dat wanneer hy jou wil gebruik by iemand, dat sy gawes oopgemaak word vir jou. Jy sien, want ons kom almal uit, hier's 'n groot klomp van ons wat uit spesifieke kerke uit, elkeen van ons, jy weet waar jou fondasies gelê is. Sien, maar my fondasies is in 'n spesifieke kerk gelê. Toe ek my ontmoeting met die Heilige Gees gehad, het ek na 'n ander kerk toe gegaan. Nie omdat ek kwaad was vir daai kerk nie, maar omdat dit is waar die Heilige Gees my heen gestuur het. Sien, ek wou 'n identiteit op myself sit. Ek vir Rita ontmoet het, was ek so 'n bietjie besig om regte te studeer. Waar ek eintlik geweet het ek moet teologie studeer, want my Heer het my geroep op 16, ek het 'n vol 100% beurs gehad in Potch by die universiteit om teologie te gaan swat, en dat goed in my lewe gebeur, en ek is AMI toe, en ek het die Here se werk gelos. Want ek het 'n passie vir die regte, en dat goed in my lewe gebeur wat gemaak het dat ek nie kon klaar studeer nie. En die Here het my teruggebring om te gaan teologie swat. Nie om vir mense te kan sê, hoor hierso, ek ken hierdie Bybelversie of ek ken daai Bybelversie nie, maar omdat dit wat hy in my losgemaak het, die dag toe ek hom ontmoet het as Heilige Gees, waar hy vir my gesê het, dit is nou jou opdrag. Gaan bedien mense rondom die evangelie en rondom die waarheid oor die Heilige Gees en rondom die waarheid van hulle plek waar hulle moet wees. Ons sit hier so vanmôre en ek sien julle kyk my, dit is 'n groot stilte in hierdie plek. Of weet julle wat, dit is eintlik so, ons moet almal hier sit en toe ons begin sing het oor Heilige Gees kom in my, moes ons al klaar hier begin uitjubel het, en julle moes nog glad nie van my kans gegee het om te preek nie. Want as hy in jou is, daai awesome lekkerte, is om dit te deel. Dit was Vrydagoggend, so 'n paar wat bid, het ek daar vir een van die boetas gesê, hoor hier so, as die Here vir my hierdie groot roomys gee, met net so 'n klomp roomys in hierdie houertjie wat begin afloop, dan moet ek sê, hoor hier so, vat jy hierso, vat 'n lek. Want dit wat hy vir my gee is te groot om alleen te dra. Dit wat hy vir jou gee is te groot om dit alleen in jou te hou. Gaan uit en gaan maak 'n verskil. Kom in hier en kom maak 'n verskil. Want dis wat hy vir ons sê om te doen. Ek wil hê julle moet 'n verskil maak in die wêreld. Die gemeente van Thessalonika, hulle is die eerste gemeente wat 'n groot bekleierery gehad het oor die eindtyd. Waar hulle gepreek oor die eindtyd. Toe is daar 'n klomp wat sê, nee, okay, nou sit ons hier op die kerktrappies en ons wag nou, Jesus kom nou terug. Jesus kom nou terug. En toe kom Jesus nie terug nie. En toe maak hulle moeilikheid binne in die gemeente. Daai gemeente het 'n kosgee projek gehad. Julle moet die geskiedenis daarvan gelees, is awesome. Maar toe wil hulle ook nog sommer hier kom moeilikheid maak in die kerk se kos vat. En Paulus sê vir hulle, julle moet hier kom bedien, anders dan gaan julle nie van hierdie geestelike kos kry nie. Want ons wil hê julle moet deel wees daarvan. Daai bekleierery is nog steeds hierso. Want hierdie kerkgroep sê, nee, ons gaan weggeraap word voor die 7 jaar. Hierdie klomp sê, nee, wag 'n bietjie, daar gaan eers goed gebeur, middel. Ander sê, nee, eers nog 'n bietjie later. En die ander sê, nee, alles gaan eers klaar wees, dan gaan ons weggeraap word. En ons wil begin sê, Hitler was die anti-kris. Donald Trump is die anti-kris. Cyril Ramaphosa is die anti-kris.
Ons begin identifiseer en ons begin die prentjie wat God in Genesis vir ons gegee het, daar kom 'n eindtyd, ek wat God te sê, nou al aan die begin van die tyd vir julle, daar kom 'n eind, en dit is wat gaan gebeur. Jesus gaan vir Satan verslaan. Waarmee is jy besig? Waarmee is ons besig? Ons kleur prentjies in, wat ons nie moet inkleer nie. Wat het Jesus vir sy disippels gesê? Matteus 24, sê hy vir hulle, hier gaan 'n klomp goed gebeur. Julle gaan oorlog sien, julle gaan peste sien, julle gaan ellende sien. En as ons 'n lysie maak van Matteus 24, en ons tik hulle af vir vandag, dan is hulle almal daar. Eerste keer in die geskiedenis wat al die goed wat Jesus daar by mekaar gesit het, gebeur. Maar wat sê hy? Ek gaan dit nie vir jou lees nie. Ek wil hê jy moet terug gaan huis toe en gaan lees dit, want hy sê daarso, wanneer julle hierdie dinge sien, is dit nog nie die einde nie. Dis die tekens van die einde. Maar dan sê hy 'n baie belangrike ding. 'n Baie belangrike ding. Hulle van vra, Here, maar wanneer gaan dit gebeur? Vader, enigste wat weet. En Jesus het nie daar bygesit, hoor hierso, ek gee vir julle 'n paar clues daar in die Bybel, hier's 'n paar riglyne, gaan kyk 'n bietjie daar en daar en daar, dan werk julle uit, dan kan julle uitkom by wanneer die tyd is. Nee, hy het gesê, God alleen weet wanneer die tyd is. Gaan kyk jy maar op YouTube, en gaan luister jy maar by party gemeentes, hoe die tyd vir jou so uitgesit word, om te sê, hier is dit. Nou as jy gaan kyk na die geskiedenis van die wêreld, hoeveel keer was daar al profetiese woord uitgespreek. Julle moet julle klaarmaak. Hierdie maand, dis nou klaar. Ek en jy weet nie wanneer Jesus terugkom nie. Ons weet daar gaan goed gebeur. En ek wil vanmôre afsluit. Ek gaan nou bid. Maar ek wil afsluit met iets wat ek mee gaan aangaan volgende week. Is jy besig om te wag vir 'n engel wat 'n bak kolle op die aarde gaan uitgooi en 'n derde van die mense gaan doodgaan? Of as jy wag jy vir hierdie groot aardbewing wat gaan gebeur? Of wag jy om te sien hoe die anti-kris gaan lyk? Wag jy vir iets om te gebeur? Of wag jy vir Jesus om terug te kom? Jy sien, dis wat die lering oor die eindtyd is, Jesus Christus kom terug. Hy kom om te kom oordeel. Is jy reg om voor hom te staan wanneer hy terugkom? Want glo vir my, dis nie hierdie gebou nie. Dis nie die kerk. Dis nie die versameling van die kerk nie. Jy as individu gaan voor God staan. Jy gaan voor Jesus staan oor jou lewe. Want hy kom om te oordeel. Maar vir my en jou, wat hom aangeneem het, wat ons sonde bely het, wat omgedraai het en weggestap het van ons sonde, in 'n lewe in gehoorsaamheid lei. Om nie kompromie aan te gaan oor wat jy het met die Here nie. Om die liefde wat die Heilige Gees in jou hart ingesit het vir God die Vader, om daai verhouding van die Vader vas te staan daarin. Is daai verhouding reg? Jy sien, want Jesus kan nou kom. Ek hoop, ek sien sy terugkom, voordat ek eendag doodgaan. Was dit nie so, as jy gaan ek in 'n geval, gaan ek hom sien. Want daai dag, wat ons almal na uitsien, nie 'n dag van oorlog, en van Israel wat dit doen, en van Sirië wat dit doen, en van Iran wat dit doen nie, maar 'n dag wat ons gaan sê, kyk hier in die wolke, hier is ons Here. Hier is ons Here.
dat ons hom daar gaan ontmoet. 'n Ontmoeting, soos wat Abraham met God gehad het, laat begin het om God te aanbid. 'n Ontmoeting tussen ons, wat ons nou aan die gang hou, totdat ons eendag in Jesus se teenwoordigheid gaan wees, om 'n ewigheid saam met hom te gaan hê. Want die grond, die fisiese grondgebied wat ons vandag het, gaan ons nie meer hê nie. Ons kan dit nie saam met ons vat nie. Want God gaan alles kom nuut maak. Daar's dinge wat gaan gebeur in die toekoms. Daar's tekens wat God vir ons in die woord gegee het, wat reeds besig is om te gebeur. Maar nou, ek vra dat die aanbiddingspan vorentoe kom asseblief. Nou is dit 'n tyd wat jy jou moet voorberei. Dis nou 'n tyd wat jy moet klaarmaak. Dis nou 'n tyd wat jy moet vas staan in die besluite wat jy neem om te sê, Here, ek wil hierdie pad met U stap. Ek wil saam met U stap. Die Heilige Gees is so getrou in die opdrag wat hy van God gekry het, om ons te kom help voorberei, om ons te kom help, om daar te wees vir mekaar, om 'n altaar te bou, beteken jy moet skoon kom voor die Here. Jy kan nie by 'n altaar gaan staan as jy nie skoon is. Die Here is vanmôre hier om 'n verandering in jou lewe te maak. Die Heilige Gees is vanoggend hier om iets anderster vir jou te bring. Jy sien, dit gaan nie vanmôre oor wat 'n posisie jy het nie. Dit gaan nie oor waar jy is nie. Dit gaan nie oor wie jy is nie. Dit gaan vir God oor jou as sy seun en sy dogter. Die besluit is joune. Die geskenk van die grondgebied, die geskenk van die Heilige Gees, maar die uiteindelike geskenk van 'n ewige lewe in God se teenwoordigheid. Jy is die enigste een wat kan ja of nee sê daarvoor. Hoe lyk jou pad vorentoe? Is jy bereid om jou geestelike pad op te pak? Om op te pak en daai paadjie te loop wat die Here wil hê jy moet loop, om blindelings te volg, om blindelings toe te laat dat die Heilige Gees jou verander. Dis my gebed dat jy toelaat dat die Heilige Gees jou kom herskep, jou kom help, sodat God ons Vader verheerlik sal word.